net daar waar jy staan, kom ons vat net 'n paar oomblikke, ons raak bewus dat God is hier saam met ons. En hy is die almagtige, die alwetende en die alomteenwoordige God. So kom ons staan net vir 'n oomblik met ons oë toe. Ons raak bewus dat God saam met ons is. Dat hy ons herder is. Dat hy meer omgee vir ons lewens as wat ons self doen. Daarom is ons hier om hom te aanbid. Here, dankie vir oomblikke soos hierdie, waar ons net weer opnuut kan besef wie U is en wat U alles vir ons doen. Dankie Here dat ons nie hoef te twyfel wie U is nie, maar dat U vir ons kom wys het. Dankie dat U onder ons kom woon het. En dankie Here dat U die prys betaal het vir ons sondes, dat U die dood oorwin het, en dat U sal heers vir ewig. En ons wil bely, Here, dat U die naam is bo alle name, Jesus Christus. Die een wat was, wat is, en vir altyd sal wees. Gister, vandag, en môre dieselfde. Ons gee ons lewens terug vir U. Ons vertrou U, Here. In Jesus naam. Amen. Jy is baie welkom jou sitplek te neem. Dankie Jannie, Danny en die band, ons waardeer dit. Baie welkom by Rymse Gemeente. As dit jou eerste keer saam met ons is vandag, is jy baie gelukkig. Gewoonlik gee ons vir ouens wat die eerste keer besoek net koffie vouchers. Vandag het iemand vir my Prego vouchers kom gee. Okay. So as jy vandag vir die eerste keer hier is, jy sal sien daar word gewoeker daar agter by ons coffee shop, Coffee the Bible. Maar as jy vandag vir die eerste keer hier is, kry jy 'n Prego voucher, maar een voucher gee vir jou 2 Pregos. Okay. So vandag is jou gelukkige dag. So moenie skaam wees nie, kom stel jouself voor aan my. My naam is Herman, my medeleraar Jan is hierso ook vanoggend saam met my. En ons sal jou graag wil ontmoet. Net 2 goed wat ek vinnig onder julle aandag wil bring. Die eerste ene is, ons het binnekort 'n ouer kursus wat afskop. Dit is belangrik om in jou eie ouerskap te belê. Die kursus is gebaseer op 'n kursus wat Hetty Brits jare terug ontwikkel het, en dit help ouers regtig om elke kind se uniekheid raak te sien en dan ook 'n ouer te wees vir daardie spesifieke kind en wat daardie kind nodig het. So jy's welkom om meer by die infodesk te gaan leer oor ons ouer kursus wat binnekort begin. En dan elke woensdag aand het ons klein groepe hierso by die gemeente waar ons by mekaar kom in kleiner groepe. Ons kom by The View by mekaar. Dit is die ander vertrek hier na my linkerkant toe, julle regterkant toe waar die kinders ook elke oggend is. En ons is tans besig om te kyk na die preekreeks. En ons wil 'n bietjie verder leer oor dit wat ons saam leer hier op Sondag. So as jy deel wil wees van 'n klein groep, kom asseblief woensdag aande en sluit dan saam by ons aan. Ons is dan besig met ons reeks Genoeg. En elke jaar Augustus fokus ons op geestesgesondheid. Ons is nommer 1 in die wêreld as dit kom by geestesgesondheid. Ons sukkel verskriklik met ons mental health in Suid-Afrika. 41% van Suid-Afrikaners sukkel met een of ander vorm van geestesgesondheidsprobleme en slegs 9% van hulle kry die regte hulp. So ons voel as 'n gemeente, ons wil dit aanspreek en ons wil dit aanspreek op 'n produktiewe manier. So vir 5 weke gesels ons oor hierdie tema genoeg. So ek wil vanoggend begin deur te sê jou beste kans vir veerkragtigheid,
Jou beste kans vir geestesgesondheid is die volgende. Okay, en jy kan dit vir ons opsit, ek gaan dit lees. Jy moet seker maak, jy spandeer genoeg tyd bewustelik in sy teenwoordigheid, sodat jy kan besef wie jy is, sy geliefde. Wanneer jy konstant daardie identiteit versterk, sal jy besef jy is genoeg. Sodra jy hierdie besef ontwikkel het, dan sal jy weet jy het genoeg. Dan sal jy weet wanneer genoeg is en jy sal ophou loer na ander se genoeg. En hierdie is ons hele reeks in een paragraaf. Dit begin by God. God is genoeg. Dis hoekom jy by God moet uitkom. Jou beste kans om met deursettingsvermoë te leef is om seker te maak God is jou bron van genoeg. As jy genoeg tyd saam met God spandeer, bewuslik, want hy is in elk geval die heeltyd by jou. Jy moet wakker word vir dit. As jy bewus raak dat God by jou is, en jy spandeer genoeg tyd in daardie bewustheid, dan kom jy agter hoe God na jou kyk. En dan besef jy is genoeg. As jy kan kyk na jouself soos wat God jou sien, sal jy besef, hy het 'n plan met jou lewe. Daar is 'n rede hoekom jy in hierdie venster van geskiedenis leef, en hy wil iets betekenisvol in jou lewe en deur jou lewe doen. Dan besef jy, maar ek het genoeg. God het genoeg vir my gegee. Sodra ek besef ek het genoeg, dan kan ek op 'n punt in my lewe kom waar ek sê, genoeg is genoeg. En ek kan ook ander begin help met my genoeg. En dan pla dit jou nie hoeveel ander het nie. Ander se genoeg word nie jou genoeg nie, want jou genoeg word bepaal deur God. So Jan het die reeks begin en hy het met ons gepraat oor God is genoeg. Stefan het daarna met ons gepraat oor jy is genoeg. Verlede week het Jan met ons gepraat oor jy het genoeg om ander te gee, vir ander te gee. En hy het ook vir ons woekerprojek afgeskop verlede week. Nou vanoggend wil ek praat oor genoeg is genoeg. Wat het jou pa gedoen toe jy 'n kind is om te besef genoeg is nou genoeg? Kan jy onthou? My pa het nie geglo daarin om sy wenkbroue te trim nie. Nee. So sy wenkbroue het so oor sy oë gehang. Dit doen nog steeds. Maar as my pa sy wenkbroue so opgelig het vir my, en ek kon sy oë sien, dan het ek geweet, Herman, genoeg is genoeg. Nou vanoggend wil ek vir julle sê, genoeg is genoeg. Ek wil 'n paar goed sê, om jou te help met jou geestesgesondheid. En hierdie is die basics. En as jy hierdie goed nie reg kry nie, dan is dit basies jou eie skuld. Die eerste ene is, hou op om besig te bly, want dit laat jou belangrik voel. Hou op om dit te doen. Elke keer as ek saam met leiers sit en ek sit saam met mense, dan kom ek agter, daar is 'n klomp goed wat hulle doen, wat nie nodig is nie. Maar hulle doen dit sodat dit lyk asof hulle besig is en sodat hulle ander mense kan beïndruk. Dis 'n illusie. Onthou, navorsing bewys ons werk baie minder as wat ons in die verlede gewerk het. Ons werk minder as wat ons 20 of 30 jaar terug gewerk het. Maar daar is hoër vlakke van uitbranding. Want jy probeer vir ander wys jy is belangrik. Daarom bly jy besig. En jy doen goed wat jy nie moet doen nie, en jy pak goed aan wat jy nie moet aanpak nie, want jy probeer wys jy het waarde. In hierdie week luister ek na 'n potgooi en hier's wat die spreker sê. Die spreker sê, boredom is the breeding ground
for brilliant ideas. Boredom is the breeding ground for brilliant ideas. Daar's 'n totale gebrek aan innovasie in die wêreld. Hoekom? Want ons bly die hele tyd besig. So, hou op. Hou op om dit te doen. Maak seker jy is verveeld en jy het tye van verveeldheid. En ook jou kinders. Jou kinders moet leer om uit te figure hoe om hulle self besig te hou. Dis nie jou werk nie. Jy hoef nie vir hulle 'n toestel te gee om hulle self besig te hou nie. Hulle moet dit uitfigure. Die tweede ene, hou op om verkeerd te rus. 'n Paar weke terug praat ek met 'n CFO, sy gaan op vakansie. Ek sê, wat gaan jy doen? Sy sê, kan nie wag nie. Ek sê, maar wat gaan jy doen? Dit klink so exciting. Sy sê, ek gaan net my gunsteling witwyn kry en ek gaan my gunsteling reekse op Netflix binge watch. En ek sê toe vir haar, jy gaan baie moeër terugkom na jou vakansie. Dis verkeerd rus. Jy dink jy sit daar en jy veg, maar jou brein skakel nie af nie. Jy rus nie. Hou op om oefening te vermy. Dis die derde een. Ek werk baie keer met universiteite, en die akademici lewe in hulle koppe. Die akademici glo dat jou liggaam is daar om jou brein te vervoer van punt A na punt B. Dis wat die akademies, daar's geen nut vir jou liggaam nie. Jou liggaam bestaan net om jou brein te vervoer van punt A na punt B. Maar baie van julle leef so. Jy gebruik net jou liggaam as hy jou brein iewers heen moet vervoer. Verder doen jy niks met jou liggaam nie. Jy moet oefen. En is belangrik om gesond te bly deur oefening. Ons werk nie meer fisies soos in die verlede nie en daarom moet jy oefen. Dis so eenvoudig soos dit. Baie van ons sit met geestesgesondheidsprobleme want ons oefen nie. Ek weet nie of ek jammer vir jou kan voel as jy nie oefen nie. Jy weet jy moet dit doen. Doen dit. Volgende een is 'n tammeletjie. Hou op om te veel te eet en ook om verkeerd te eet. Ai. Hier's wat hulle sê van Suid-Afrikaners. We are overfed, but undernourished. Wat beteken dit? Ons eet meer as genoeg, maar ons eet die verkeerde goed. Hou op. Die volgende ene. Hou op om gesonde slaap te vermy. Gesonde slaap. Ek praat met so baie mense wat my sê, nee, ek slaap lekker want die dokter het vir my 'n pilletjie gegee. Dis ongesond slaap. Dis ongesond slaap. Ons het die vermoë verloor om te slaap. Kan jy dit glo? Slaap het skielik 'n wetenskap geword van hier's die goed wat jy moet doen sodat jy beter kan slaap. Ek sê vir jou sê, jy moet uitfigure wat jy moet doen, maar jy moet genoeg slaap. Jy het 50 ure slaap per week nodig. 50. Dis 'n gemiddeld van 7 ure per aand. Die rede hoekom jy moet slaap is jy met jou brein in die REM fase inkry. Dis waar jou oë so twitch. Bly bietjie wakker vanaand en kyk hoe lyk jou man of vrou as hulle oë so spring. Dis scary. Jy sal nie weer in die slaap raak nie. En as jy nie 'n man of 'n vrou het nie, kyk na jou hond, hulle doen dit ook. Is net katte wat dit nie doen nie, want hulle kom van die duiwel af. Okay. Ek's jammer. Okay. Nommer 6. Hou op om te dink dat 'n gemaklike lewe is die toppunt van menslike flourering. Baie van ons dink 'n gemaklike lewe is die toppunt van menslike funksionering.
As ek net gemaklik kan wees. En die teenoorgestelde is waar, die grootste boosheid van ons tyd is gemak. Die grootste rede vir geestesgesondheid is gemak. Jy verval in gemaksones. Dit maak jou passief. En hier's die groot probleem. Die groot probleem is, omdat ons glo die hoogste vlak van menslike funksionering is gemak, wil ons meer geld verdien, sodat ons meer goed kan koop, beter goed kan koop, groter goed kan koop, sodat ons lewens gemakliker kan wees. So baie mense vra die vraag, wanneer is genoeg geld genoeg? En ek dink om daai vraag te beantwoord, moet jy eers dink oor 3 vrae as dit kom by geld. Die eerste ene is, wat hoop jy gaan geld vir jou bring? Is dit gemak? Is dit lekkerder speelgoed? Wat is jou verwagting saam met meer geld? Die tweede vraag is, wat bring rykdom werklik? Wat bring dit? Wat is die gevolge van rykdom in ons lewens? En die derde vraag is, wat wil God hê, moet ek met my geld doen? So kom ons kyk na die eerste vraag. Wat hoop jy gaan geld vir jou bring? Eerste vraag. Ek dink baie mense hoop geld gaan vir hulle satisfaksie bring. Satisfaksie. Ken jy die liedjie van die Rolling Stones? I can get no? Ja, I can get no satisfaction. Nou as die Rolling Stones nie satisfaction kon kry nie. Ek beloof jou, jy gaan nie. U2, my gunsteling band sing, né? I still haven't found what I'm looking for, né? Want daar's iets waarna ons soek. En ek dink baie keer hoop ons, geld gaan daai. Ek bedoel, laas jaar het ek vir my 'n nuwe double cab bakkie gekoop. En ek was moeg om deur potholes te ry met 'n klein Volvo. So ek het daai satisfaksie gesoek. Maar toe ek die bakkie koop, toe besef ek moet hom betaal. Dis 'n wesenlike probleem. Prediker sê, jy gaan nooit satisfaksie in geld kry nie. Gaan lees 'n bietjie Prediker 4, 5, 6 en 7, daai 4 hoofstukke, baie wysheid daar rondom geld. Die tweede ding is sin en betekenis. Baie mense sê, as ek geld het, dan gaan mense my respekteer, hulle gaan anders na my kyk. As ek geld het, gaan ek goed kan doen, wat vir my sin en betekenis in hierdie lewe gee. Is interessant, Jesus sê in Lukas 12 vers 15, ons oorskat wat geld vir ons kan gee in die lewe, totaal en al. Kan nie, jy weet, hoe gaan mense na my kyk, as ek geld het? Mense gaan dink ek is slim, mense gaan dink ek is belangrik. Sin en betekenis. En dan die derde een is sekuriteit. Ek dink ons almal hoop vir dit met geld. Net 'n bietjie meer sekuriteit, net 'n bietjie meer in die bank vir as dinge verkeerd gaan. En is interessant hoe die Spreuke skrywer sê, moenie jou hoop in geld sit nie en moenie sekuriteit in geld probeer vind nie, want dit kan baie maklik wegvlieg. En ek het al baie gevalle gesien waar dit in mense se lewens gebeur. So kom ons kyk na wat bring rykdom werklik. Die eerste ding is, dit bring meer uitgawes. Ek sal nooit vergeet nie, ek en my vrou het in Eagle Canyon ingetrek in 2010. En ek het altyd 'n loodgieter gehad wat ek gebruik het, en ek het geweet hoeveel hy vra. Maar omdat ons nou in Eagle Canyon gebly het, het ek skielik sy faktuur gekry en is aansienlik duurder. En ek bel hom en ek sê, Gert, wat gaan hier aan? Hy sê, Herman, jy bly nou in Eagle Canyon. Dis persepsies, né?
So as jy meer geld het, is daar meer uitgawes, want jy koop groter goed en jy koop beter goed en jy bly op beter plekke. Nommer 2, meer bekommernis. Ek het nou reg met iemand in ons gemeente gepraat wat 'n groot eiendomsportefeulje opgebou het en ek weet hoe stres ek oor my huis as die geyser bars, nee, die stres daarmee. Hierdie ou te klomp huise en daar's elke dag omtrent 'n geyser wat bars. Ek kan nie imagine met hoeveel hierdie ou te voltydse span, meer uitgawes, om net te kyk na hierdie eiendomsportefeulje, om by al die skade uit te kom aan al hierdie eiendomme. Dit is die realiteit. Meer rykdom bring vir jou meer bekommernis. Dis ongelukkig hoe dit werk. Nommer 3, rykdom bring vir jou baie meer pyn as jy dit verloor, en ek het dit ongelukkig al baie gesien. Ek het so 'n paar jaar terug met 'n entrepreneur gewerk, wat alles verloor het. Hy was 'n besigheidseienaar, en hy het in 'n totale depressie verval, want hy het letterlik miljoene rande verloor. En ek was gevra om 'n pad saam met hom te stap, maar dit het hom letterlik jare gevat om te herstel. Sy vrou moes hom onderhou. Hy kon nie uit die bed uit opstaan nie, want hy moes alles oordoen. Hy moes oorbegin. Het was vir hom baie, baie moeilik. Prediker 5, doen jouself die guns, gaan lees dit. Dis baie moeilik as jy baie het, om daai baie te verloor en om weer te begin. Dit is maar net die realiteit. Het is interessant, studies sê dat hoe hoër jou inkomste groei, hoe meer ly jy aan slapeloosheid. Daar's 'n direkte korrelasie tussen inkomste groei en slapeloosheid. En dan punt nommer 4, wat rykdom werklik bring, is die verantwoordelikheid om jou geld te bestuur. Hoe meer jy het, hoe meer verantwoordelikheid het jy. Daar's 'n oulike storie van John Wesley. Hy het op 'n sendingreis gegaan, en toe hy terugkom van die sendingreis af met sy perd, want dis hoe hulle self getransport het in daardie dae, toe hy terugkom, toe het sy huis afgebrand. En almal het gedink, hier kom hierdie wonderlike sendeling, evangelis terug, by sy huis, en is afgebrand. En hy was vol vreugde, en hy het gesê, dank die Here, nog een ding minder, waarvoor ek verantwoordelik gehou gaan word. Dit was sy reaksie. Die Bybel is baie duidelik, geld is 'n toets. Ons moet dit onthou, ek dink ons vergeet dit baie. Geld is 'n toets. Hier is die Bybelse boodskap. Die Bybel sê, wat jy hier op aarde met jou geld doen, bepaal watter rykdom God vir jou in die hemel gaan gee. Wat jy hier op aarde met jou geld doen, bepaal watter rykdom God vir jou in die hemel gaan gee. Nou, hoekom geld? Hoekom gebruik God geld as 'n toets? Hier is wat baie Nuwe Testamentiese teoloë vir jou sal sê. God gebruik geld want dit domineer ons lewens. Ons werk vir geld, ons spaar ons geld, ons spandeer ons geld, ons investeer ons geld, ons dink wat ons met ons geld wil doen, ons dink wat ons gaan doen as ons geld verloor. So geld is 'n refleksie van wat hier binne aangaan. Geld wys eintlik vir jou, en hoe jy met geld werk, hoe die interne van jou lewe werklik lyk. Dis 'n toets. William Vanderbilt, een van die rykste Amerikaners wat nog ooit geleef het die volgende gesê, en dis hoekom geld so groot verantwoordelikheid is. Hy sê, inherited wealth is death to initiative, just as cocaine is death to life. Ons dink, en ek hoor hierdie baie by mense, ek wil generational wealth bou. Ek wil genoeg rykdom bou vir die generasies wat na my kom. Hoekom? Ek sit nou reg met 'n besigheidsman. Hy vertel vir hy het nou genoeg geld vir sy kinders, en hy's besig om nou te werk om genoeg geld te maak vir sy kleinkinders. Hoekom? Navorsing bewys dat kinders
wat rykdom erf, sukkel met hulle geestesgesondheid. Hier's wat ryk kinders eerder voorvra volgens navorsing. Ek soek tyd saam met my ouers, ek soek geselskap by my ouers, ek soek liefde by my ouers, ek soek hulle wysheid, ek soek hulle kennis, ek soek nie hulle geld nie. Geld is 'n massiewe verantwoordelikheid. Ons moet dit onthou. Ek lees hierdie week 'n storie van 'n begrafnis van 'n ryk ou oom. En hy was regtig 'n gesiene man in sy gemeenskap. En almal kom na die begrafnis toe. En na die begrafnis waaroor gesels hulle? Hoeveel het hy gelos? Hoeveel geld dink julle het hy gelos? En die pastoor stap verby en hy sê, hy het alles gelos. Hy kon niks saam met hom vat nie. So, wat wil God hê? Moet ek met my geld doen? In die eerste plek, ek moet dankbaar wees vir my geld. Dis baie belangrik. Die Bybel praat die hele tyd van dankbaarheid. God gee jou die krag en hy is jou bron. God help jou om jou rykdom te kry. So sê dankie vir wat jy het. En by the way, Jan het dit laasweek gesê, ek gaan dit weer sê, die feit dat ons hier sit in hierdie kerk op hierdie manier, die feit dat jy hier aangekom het op 'n gemaklike manier, ons is by verre in die top 10% van die wêreldinkomste groep. As ek vir jou ma gesê het by jou geboorte, Jan gaan in die top 10% van die wêreldinkomste groep wees, dan sou jou ma gesê het, ek vat dit. As jy 'n huis het en jy het 'n kar en jy het 'n TV, is jy in die top 6% van die wêreldinkomste groep. 94% van die wêreld verdien minder as jy. So wees dankbaar. Sê dankie. In die tweede plek, wees vergenoegd. Jy moet dit geniet. Die Bybel sê, as dit wat jy het, as jy dit nie kan geniet nie, gaan jy nie meer kry nie. So dan moet 'n vergenoegdheid by jou wees, om te kan geniet wat jy het. Dan punt nommer 3, wees vrygewig. Prediker 11 vers 1 sê, dit wat jy gee, kom terug na jou toe. 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19 sê die volgende. Die wat in hierdie wêreld ryk is, en dis ons almal, ons het dit nou vasgestel. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet julle waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergaarder hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. So kom ons wees vrygewig. Voordat jy dink aan 'n nuwe kar, 'n beter huis, nuwe klere, gemakliker klere, beter vakansies, begin eerder dink aan die wat dit nooit sal kan bekostig om net 'n ordentlike maaltyd te eet nie, en help hulle. Familielede en vriende wat sukkel finansiëel, reik uit na hulle toe en wees vrygewig. En laastens, nommer 4, God wil hê jy moet hom dien met jou geld. Hier's wat 'n mentor een keer vir my gesê het, veral toe my besigheid nou lekker aan die gang kom en my besigheid doen goed, toe sê my mentor vir my, Herman, gaan geld jou meester wees of gaan jy geld gebruik om jou meester te dien? Gaan geld jou meester wees of gaan jy geld gebruik om jou ware meester te dien? Ons almal ken die storie van die ou wat 'n groot oes het, en wat doen hy? Hy bou groter skure. Jesus sê jy is 'n dwaas as jy dit doen. Moenie geld dien nie, maar dien God. Dis verskriklik belangrik.
Ons het sulke bandjies uitgedeel. Ek weet nie of jy vanoggend joune aan het nie, genoeg. Kan ek sien wie het 'n bandjie gekry al? God is genoeg. Jy is genoeg. Jy het genoeg. Genoeg is genoeg. Hou op om bekommerd te wees oor ander se genoeg. Hierdie is jou beste kans op geestesgesondheid. Jou beste kans. Nou vanoggend wil ek jou vra, daar gaan iemand daar buite wees met nog baie van hierdie bandjies. Die uitnodiging is om vanoggend 'n bandjie te gaan haal en dit in hierdie week vir iemand te gaan gee. En bring die goeie nuus vir daai persoon. Sê vir daai persoon, jy is genoeg want God het jou gemaak. Sê vir daardie persoon, sy beste kans, haar beste kans op geestesgesondheid is om seker te maak hulle maak God hulle bron van genoeg. Daar's baie praat oor finansiële vryheid en hoe kom ek by finansiële vryheid? En die beste definisie wat ek nog gehoor het van finansiële vryheid, en is waar is, finansiële vryheid kom as jy minder begeertes het. Beloftes in die Bybel is dat God sal voorsien aan ons behoeftes, maar nooit aan ons begeertes nie. En die Bybel sê as ons God soek, sal hy vir ons werklik wys wat ons begeertes moet wees. En mag hierdie bandjies ons as 'n gemeente daaraan herinner. Ons is opgewonde oor waar die gemeente is. In hierdie week het ons as leraars 'n geleentheid gekry om by 'n predikante samekoms ons stories te deel van wat God hier in Rymsig doen. En dit het my so bemoedig om te sien hoe ons die geleentheid het om ander leraars en hulle gemeentes te bemoedig. Dit wat God die laaste 3 jaar in ons gemeente gedoen het al 17 ander gemeentes gehelp om deur dieselfde proses te gaan en om ook te vernuwe. Die strategie waarmee die ouderlinge opgekom het hier, help ander gemeentes. Ek het vanoggend vir Roy gesê, ek is so dankbaar. Die eerste Katolieke gemeente het ons genader en gesê, hoorie maar kom vertel vir ons, wat het julle gedoen om te vernuwe? God het nie hierdie plek gegee vir ons nie. Dis nie vir ons gemak om hier kerk te hou nie. Ons moet God se koninkryk laat kom. Ons moet dit ernstig opneem. En ons moet werk daarvoor. Ons moet wakker word, ons moet ontwaak vir dit wat God vir ons doen. En ons gaan dit weer lekker saam vier. Binne 2 weke begin ons met ons ontwaak worship fees weer. Ons is al 3 jaar op hierdie perseel van die 1 September af. En God het vir die laaste 3 jaar wonderwerke gedoen. En ek sê vir julle, ons sou nie hier kon wees as dit nie vir van julle was wat regtig hande vat saam met ons nie. Daar's van julle wat ver onder julle inkomste leef om ons te help sodat ons goeie rentmeesters kan wees van dit wat God vir ons gegee het. En daarvoor wil ons dankie sê. Dankie dat julle saam met ons ontwaak tot dit wat God hier wil doen en deur ons wil doen. Daar was 30 jaar terug 'n profesie dat daar 'n gemeente op hierdie perseel sal wees en God gaan ons magtig gebruik. Ons is nou rentmeesters van daai profesie. Ons moet dit deursien, ons moet verantwoordelik wees in ons leierskap en dit wat God vir ons gegee het. En ek wil jou vra, as jy nie deel is nie, word deel, help ons, vat hande. Daar's baie van ons wat hier sit, wat letterlik al baie opgeoffer het om dit moontlik te maak.
En kom vier dit saam met ons by ons Ontwaak Worship Fees. Dis 'n geleentheid vir jou om ook net weer bewus te raak van God se teenwoordigheid in jou lewe. Hierdie jaar val ons worship fees op Global Prayer Week. So ons gaan daar die hele week spesifieke gebedsgeleenthede ook hê vir die gemeente, sodat ons God kan vertrou vir dit wat hy hier wil doen. Sodat God ons die wysheid kan gee en God ons die insig kan gee van dit wat hy hier in en deur ons wil doen. So kom ons word wakker vir dit. So as jy vir iemand 'n bandjie vat, wil jy nie ook vir iemand asseblief 'n kaartjie koop vir die worship fees en hulle hiernatoe nooi nie. Ons gaan 4 aande hê van net fokus op God. Ons gaan net aanbid en ons gaan net saam aanbid en dan saam bid daai aande. Daar gaan nie gepreek word nie. Dis letterlik tyd om onsself toe te wy aan die Here. Net 4 aande. Ons doel is om 300 kaartjies te verkoop. So as jy nog nie jou kaartjies gekry het nie, asseblief kry dit. As daar soekende mense in jou lewe is vir wie jy bid, koop vir hulle 'n kaartjie, bring hulle saam. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees vir mense, dink ek, om die Here te kan ontmoet. OK? So jy gaan haal 'n bandjie, jy koop 'n worship feeskaartjie vir jouself en vir iemand anders. En dan vir 12 weke gaan ons fokus op die boek Filippense. Filippense is Paulus se brief wat vol vreugde is, maar hy sit in die tronk. Hy's geboei, maar hy's vol vreugde. Ek weet die omstandighede daar buite is taaf, maar ons wil met vreugde leef ten spyte van ons omstandighede. En ons wil by Paulus leer om dit te doen. So vir 12 weke gaan ons 'n Bybelstudie doen oor Filippense. Oor hoe om daardie vreugde wat Paulus het, deel te maak van ons lewens. So op die 6de September die oggend, as ons die worship fees afskop, moet jy asseblief jou Bybel saambring. Want op die 6de September tydens die oggenddiens, gaan ons net die boek Filippense saam deurlees. Het vat omtrent 24 minute. Maar ons gaan saam deur die boek lees daai oggend en die Here aanbid. So onthou die 6de September, bring jou Bybel saam, sal dit baie waardeer. Dan, ons woekerprojek, wat Jan verlede week afgeskop het. Dankie vir elkeen van julle wat 'n koevert gevat het. Ons doel is om nog R600,000 in te samel hierdie jaar, sodat ons al die bediening kan doen wat ons begroot het om te doen vir die res van die jaar. Jan het laasweek gesê, die geld gaan nie na hom toe nie, dit gaan nie na Stefan toe nie, dit kom na my toe. Nee, ek joke, dit kom nie na my toe nie. Dit gaan vir die bedienings. En ons wil regtig die commitments wat ons aan organisasies daar buite maak, ook nakom. Daar's organisasies daar buite wat wonderlike werk doen, wat finansiëel afhanklik is van ons. En ons wil hulle nooit in die steek laat nie, want hulle is besig om die koninkryk van God te bou. En baie dankie vir elke persoon wat deelneem aan die woekerfees. Ek weet Jan wou jou laasweek skok, ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Die groot probleem is, ek het gesien Jan het gaan kyk na die camera footage in die week. Hy weet wie van julle nie 'n koevert gevat het nie. So, dis jou laaste kans. Jan gaan hier voorwees vanoggend. As jy nie 'n koevert gevat het nie, en jy kom haal nie vanoggend een nie, skort ons jou lidmaatskap op. Ons is besig met Oosrand taktiek. Nee, as jy laasweek nie hier was nie, en jy het nie jou koevert gekry vir die woekerfees nie, kom sien vir Jan asseblief na die tyd. Julle sal sien hoe woeker almal daar buite. So vir die volgende 2 weke word daar lekker gewoeker. Die geld moet finaal inbetaal word die 4 September. Jy kry R200. Ons soek R2000 terug by jou asseblief. Daar's baie van julle wat al vir my gesê het, Herman, ek het die R2000 inbetaal. Dankie daarvoor. Sonder dat jy woeker. En ons waardeer dit ook. En jy is welkom om dit ook te doen. So dra by soos wat jy kan. Ons waardeer dit regtig. Maar kom ons wees 'n gemeente wat besef wanneer genoeg is. En as God vir ons meer gee as wat ons nodig het, kom ons help ander daarmee.
Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u liefde. En dankie Here dat u so baie vir ons as 'n gemeente gegee het. Here, dankie vir hierdie gemeente wie se harte so oop is, wat so vrygewig is. Dankie Here vir die wonderlike getuienisse wat ons hoor van u vrygewigheid. Here, ons wil bid vir die droom en plan wat u met ons het op hierdie perseel en in ons gemeenskap en ook in ander gemeentes. Ek wil vra dat u ons insig en wysheid sal gee vir die leierskap, die ouderlinge, die personeel, die bedieningsleiers, ook die vrywillige leiers in ons gemeente. Heilige Gees, wil u ons lei as 'n eenheid, sodat u koninkryk kan kom en sodat u wil kan geskied. Ons dank u daarvoor, Here. Ons dra alles wat ons doen op aan u. Ons vra dat al ons inisiatief, al ons idees, dat u dit sal kom vul met die krag van u Heilige Gees, sodat ons kan bereik daarmee wat ons droom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou lekker saam kuier, na afloop van die diens daar buite by Coffee the Bible, daar's ook gratis koffie en tee. As jy vertrek vandag, asseblief gebruik die onderste hek, en as jy by die stopstraat kom, asseblief draai links. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus, die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is saam met elkeen van julle. Amen.